Nou, ek hoop jy het jou swaard saamgebring. Prys hom. So, hou hom daar naby. Ons gaan vandag 'n bietjie in die woord indelf. Vir die volgende paar weke gaan ons na die boek Hebreërs kyk. So, en vir die mense wat so 'n bietjie nie Afrikaans so magtig is nie, is Hebreëus. Nou so, as jy gewonder het wie in die huis met die koffie maak, dis die man, because Hebreëus. Okay, hy met die koffie maak. Alright, so, hoekom gaan ons na die boek Hebreërs kyk? Dit is belangrik vir ons om te weet wat in die boek Hebreërs opgeteken staan, veral in hierdie dae waarin ons lewe. Eerste ding wat ons moet weet, dat is hierdie boek is geskrywe aan, oorspronklik was die brief gerig gewees aan die Joodse Christene, so die eerste Christene uit die Jodendom wat tot bekering gekom het, en dis waarskynlik hoekom die boek se naam Hebreërs is of Hebreëus. En die Joodse Christene van daardie tyd het erge vervolging ervaar, hierdie Jode wat tot bekering gekom het. So die boek verduidelik vir hulle die kruis en vermaan hulle om vas te staan. Die boek motiveer die Hebreërs om nie terug te val na die Jodendom toe nie. So hoekom moet ons vanoggend en vir die volgende paar weke kyk na die boek Hebreërs? Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sal sondig nie. En dit wat geskryf staan in die boek Hebreërs is veral vandag op ons betrekking, want ons lees dat die woord vir ons sê, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. So, similar to wat hulle deurgegaan het, swaar tye. Ons lees ook in die woord dat in die laaste dae baie afvallig sal word van die geloof. Ons lees ook in die woord dat daar baie valse profete en Christusse sal kom in die laaste dae en baie sal verlei. Daarom is dit belangrik dat ek en jy moet weet wat in die woord staan, want baie klink so mooi en klink so reg, maar is net so bietjie af, en hoe verder jy natuurlik op daardie pad gaan, hoe verder is jy weg van die teiken af. Vra maar vir die ouens wat so ver skiet, net 1 graad hier verkeerd is baie grade daai kant. So dis belangrik vir ons om dit te weet, want as ek weet wat die woord sê en ek bære dit in my hart, wanneer hierdie valse leerstellings na ons toe kom, dan weet ons wat staan in die woord. En dis hoekom baie mense verlei word vandag, want hulle weet nie wat in die woord staan. So Hebreërs verwys nie so seer na die historiese Jesus nie. As ek sê historiese Jesus, dan praat ek van die geskiedenis van Jesus, van sy geboorte, sy lewe en sy sterwe. Die boek Hebreërs vertel ons meer van wie Jesus eintlik is van voor die grondlegging van die aarde. Dat hy God is. Die boek het 2 hoofgedagtes. Die een is dat Jesus verhewe is bo alles en waardig is aan jou aanbidding. So hy is bo enigiets anders en hy is waardig aan jou aanbidding. En die tweede een is dat ons getrou moet bly aan Jesus te midde vervolging. Die woord waarsku ons dat daar 'n groot afval gaan kom, en daarom moet ons die woord in ons harte bære en weet wie Jesus is. Jy sien, as ek hom net ken as die historiese Jesus en ek weet nie wie Jesus is nie, dan word ek maklik verlei of afvallig. Jy sien, baie wil ons in hierdie dae terugvat onder die wet in. Ek praat nogal baie oor dit, want dit is 'n groot probleem. Baie wil vir jou sê, jy's die uitverkore volk, en jy moet nou al hierdie name gebruik, en jy moet hierdie Sabbat begin hou, en jy moet allerlei dinge begin doen. Dis wat mense nou deesdae na toe hardloop. En dis omdat jy nie die woord ken nie, dat jy agter die goed wil aanhardloop. En dis hoekom dit vir my so belangrik is om hierdie goeders te teach, dat jy sal weet wanneer jy gekonfronteer word met dit, want ek wil jou amper waarborg, jy sal gekonfronteer word met dit. Dat jy weet wat die woord sê. Galasiërs 1 vers 6 skryf Paulus en hy sê, ek verwonder my dat jy so gou afvallig geword het. So hulle het nou net tot bekering gekom, Jesus aangeneem, hom gesmaak, en nou raak hulle so gou afvallig. En Paulus sê, ek verwonder my, ek kan dit nie verstaan nie. Het is
above my understanding, hoekom julle so gou afvallig word. Van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe nie. Is dit nie wonderlik dat ek en jy gered is deur die genade en nie deur die werke nie? En tog is daar mense wat wil teruggaan na die werke toe. Wanneer ek teruggaan na die werke toe, wat sê ek van Jesus se groot prys wat hy betaal het? Dat dit nie goed genoeg was nie. Want dit is, dankie vir die prys, maar jy weet, dit is my sabbatsonderhouding en my allerlei dinge wat ek moet doen, en dit is wat my red. Nee, is Jesus alleen en sy genade alleen wat ons red. Ja, moet ons heiligmaking nastreef? Ja, ons moet. Maar dis omdat ek hom so lief het, dat ek heiligmaking wil nastreef, en dis in goeie werke as gevolg van die feit dat ek gered is, nie om gered te word nie. Galasiërs 1:7 gaan aan, hy sê, terwyl daar geen ander is nie, daar is nie 'n ander evangelie behalwe dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Dis die enigste evangelie wat daar is. Hy sê, terwyl daar geen ander evangelie behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war wil bring, en dis hoekom dit belangrik is dat ons die woord teach hierso. Wanneer ons hier by mekaar kom, is die woord teach. Want ek wil jou enable om te weet wat sê die woord. Sodat wanneer hierdie mense kom wat jou in die war wil bring, dat jy nie so maklik in die war gaan. En die evangelie van Christus wil verdraai. Hulle like om dit te doen. Maar al sou ons, of 'n engel, uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met dit wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Die engel sê, let him be accursed, en dit beteken eintlik, hy moet verban word. So ons weet nie regtig wie die boek van Hebreërs geskryf het nie. Baie sê dis Paulus, want die leerstellings bevat baie van Paulus se leerstellings, maar dit lyk nie so sy skryfstyl nie, en dit kan dalk selfs Lukas gewees het, want die skryfstyl is baie soos Handelinge, maar die feit is, ons weet nie regtig wie dit was nie. Maar ons weet een ding in hoofstuk 2 kan ons sien, dat die skrywer 'n verhouding gehad het met die apostels wat saam met Jesus was. En die gehoor was duidelik, mense wat tot bekering gekom het uit die Jodendom uit. En dan sien we ook in hoofstuk 10, dat hierdie Christene vervolg was. En dat sommige die geloof opgegee as gevolg van die vervolging. Dit verduidelik die redes van hierdie brief. Dis hoekom hierdie brief geskryf is. Hierdie Jode tot bekering gekom, hulle was vervolg en van hulle teruggeval na die Jodendom toe. En dis die rede vir die Hebreërsbrief. Die boek verduidelik dat Jesus hoër is as die engele en die Torah. En Torah is die eerste 5 boeke van die Bybel. Hoër is as die engele en die Torah. Beter is as Moses en die beloofde land. Beter is as die Levitiese priesters en Melchisedek. En 'n beter offer is en 'n beter verbond. Die nuwe verbond is 'n beter verbond. Dis hoekom Paulus skryf, as jy jouself laat besny, dan het jy van die genade afvallig geword. Hoekom? Want die besnydenis was 'n teken van die ou verbond. Dit beteken jy gaan terug na die ou verbond toe. Dis hoekom ons nie die dinge van die ou verbond enigstens wil doen nie, want ons wil nie dit wat, hy sê van die Christus het vir jou, ek kan nie onthou wat die woord nie, maar, wat sê wat, betekenisloos geword, en jy het van die genade verval, skryf Paulus, in Galasiërs. So, wanneer is hierdie boek geskryf? Tydperk is so 60 tot 68 na Christus, soos was voor die tempel vernietig was, en ons weet dat die Levitiese priesterskap was nog in plek gewees. Die hoofgedagtes in hoofstuk 1 is die voortreffelikheid van Christus bo die engele. En hoofstuk 2, Christus as seun van die mens bo die engele, is 'n hoëpriester, kan medelei met ons swakhede. So wanneer ek gou deur die boek gaan of julle sê wat in elke hoofstuk is, dis eintlik die opskrifte in jou Bybel. Daar staan bo aan waaroor elke hoofstuk gaan. So ons gaan nou hoofstuk 1 en 2 kyk vanoggend, maar gaan net vinnig deur 'n oorsig gee vir ons. So hoofstuk 1 en 2 sê ook vir ons wie Jesus is. Hoofstuk 3 en 4, Christus groter as Moses, wat beteken hy's groter as die wettiese stelsel, waarskuwing teen ongeloof en ongehoorsaamheid. En dan hoofstuk 5 en 6 gaan oor Christus oortref die hoëpriesters van die ou verbond.
In hoofstuk 7, die priesterskap van Melchisedek. So ons gaan 'n bietjie kyk wie en wat is Melchisedek gewees van ons daar kom. 'n Tipe van die ewige priesterskap van Christus. Hoofstuk 8, die ou verbond is 'n voorbeeld en is verbygaande. Christus is die middelaar van 'n beter ewige verbond. Is nie wonderlik nie. Christus is die middelaar gewees. Hy het vir ons kom sterwe. En wat het hy gedoen? Hy het vir ons 'n beter en 'n ewige verbond gesit. Want hy sê, niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Niemand nie. Hoofstuk 9 en 10. Die offers van die ou verbond moes gedurig herhaal word, omdat hulle onvolmaak was. Die offer van Christus is eenmaal plaasgevind en was heeltemal voldoende. Ek hoef niks by te doen nie. Ek moet my vertroue net in Jesus sit. Hoofstuk 11. Die aard van die geloof en voorbeelde van die Ou Testament. So dit gaan oor die geloofshelde van die Ou Testament. Dis ook 'n lekker hoofstuk om te lees wanneer ons daar kom. Hoofstuk 12 gaan oor die volharding onder die beproewing volgens die voorbeeld van Christus. En hoofstuk 13 gaan ons na verskillende voorskrifte kyk. So kom ons trek weg daar by Hebreërs 1 vers 1 en kom ons kyk wat sê die woord vir ons. Nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete. So in die Ou Testament het hy gespreek tot die vaders deur die profete. Het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Nou die Seun self moet ons kom praat. Hebreërs 1 vers 2, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. So die Vader het die Seun as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Sê bietjie, deur wie hy die wêreld gemaak het. Okay, so, deur wie is die wêreld gemaak? Deur Jesus. Deur Jesus. Genesis 1:1. Jy kan jou vinger daar by Hebreërs hou, ons gaan die hele tyd teruggaan, maar as ek so 'n ander vers gee, is jy welkom saam te bly, of ek sal net vir jou lees. Genesis 1:1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Okay, so hy sê vir ons, dat Jesus, hy deur Jesus die wêreld geskape. In die begin het wie die wêreld geskape? God. So is Jesus God? Ja. Sien, dis een van die leerstellings wat hierdie ouens na toe beweeg is om te sê Jesus nie God is nie. En dan is daar nogal ook ander sektes, as mense wat praat van Jesus was die broer van Lucifer gewees en allerlei sulke tipe van goeters. Ek wil nie nou hulle name noem nie, ons is online. Maar julle weet, gaan soek hulle maar op. Nee, Jesus was God, want God het die aarde gemaak. Genesis 1:26 die A-gedeelte, dan sê hy, en God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis. So reg in die begin was die meervoud van God daar gewees. Efesiërs 3 vers 9. Efesiërs 3:9 sê hy, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid van alle eeue af verborge was. In God wat alles geskaap het deur Jesus Christus. So God het wat gedoen? Alles geskape deur Jesus Christus. Kolossense 1:15. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. So Jesus was daar van die begin af en het alles geskape. Jesus is God. En hy is voor alle dinge en in hom hou hy alle dinge tot stand. Hy was voor wat? Alle dinge. Kom ons gaan terug na Hebreërs 1 vers 3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid. So Christus was 'n afskynsel van God se heerlikheid. In die Engels sê hy, the brightness of his glory. En die afdruksel van sy wese. Soos ek 'n afdruk maak van iets, is dit die original. Om self die rein
die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van die sondes bewerk het. So hoe het hy die reiniging van sondes bewerk? Deur homself. God het salvation vir my en vir jou deur homself bewerk. Wat 'n wonderlike ding het hy nie vir ons gedoen nie. Ons gaan nog baie van dit sien hierso. Het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hoofstuk 4. Vers 4. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Wat is sy naam? Hy het die naam bo elke naam. Daar's geen naam hoër as die naam van Jesus nie. Hebreërs 1 vers 5, want aan wie van die engele het hy ooit gesê? So, aan wie van die engele het die Vader ooit die volgende goed gesê? Nie een nie. Hy het dit net aan sy eie seun gesê. U is my seun. Vandag het ek u gegenereer. So met ander woorde, Jesus het uit God die Vader self gekom. Vandag het ek u gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Hebreërs 1 vers 6. En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld ingebring het, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Wie moet aanbid word? God alleen. Geen engel word aanbid nie. Daarom was Jesus nie die broer van Lucifer, so sekere van hierdie sektes sê nie. So nu, baie keer, as jy met die moslims wil redekabel, dan sê hulle, where did Jesus say that I am God and must be worshipped? Wel, dit staan nie so direk dat hy dit gesê het nie, maar dit is oral in die woord. God die Vader het gesê, hy is God en moet aanbid word. En hier is nog 'n plek waar hy dit sê. Hebreërs 1 vers 7. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme, maar van die seun, u troon, o God. Wat sê die Vader van Jesus? Hy sê, u troon, o God, is tot in alle ewigheid die scepter van u koninkryk, is 'n regverdige scepter. En waar kry die Hebreërs skrywer hierdie gedeelte? Dit staan ook in Psalm 45 vers 7. Hy sê, u troon, o God, is 'n vir ewig en altyd, die scepter van die koninkryk, is 'n regverdige scepter. So die Vader sê dit vir Jesus. Jou koninkryk, jou troon is 'n ewige troon en jou scepter is 'n regverdige scepter. Hebreërs 1 vers 9. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehad. Daarom het o God, hier sê hy Jesus, u God, dis die Vader wat hier praat, u Jesus gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. So God spreek Jesus as God aan, want hy is God. En hy sê hy het hom bo sy metgeselle gesalf met vreugdeolie. Wie in die Ou Testament, watter ampte was gesalf gewees? Priesters? Nog? Konings? En profete. Priesters, konings en profete. Jesus het al drie hierdie rolle vervul. Priester, koning en profeet. Hebreërs 1 vers 10. En u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. So wanneer hierdie mense na jou toe kom, veral met hierdie, ons is die uitverkore volk, ouens, en hulle wil vir jou sê, Jesus is nie eintlik God nie. Dan vat jy hulle na Hebreërs 1 toe. Dan sê jy, wie is jy? Want God die Vader sê hy is God. En dat hy hom uit homself uit gegenereer het. Moenie vir dit val nie. Ek het 'n baie goeie vriend, wat in hierdie goed begin betrokke raak en vir my vertel het, nie, ons glo nie meer Jesus is God nie. En as jy nie glo dat Jesus God is nie, you are not saved.
Salvation is determined by the fact that you put your trust in Jesus Christ, the Son of God, who is God. Acknowledge Him as God. Serve Him as God. If you don't, you're not saved. Vers 11. Praat hy hier van die aarde. Hy sê, hulle sal vergaan, maar U bly, en hulle sal almal soos 'n kleed versluit. En soos 'n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word. Maar U is dieselfde, en U jare het geen einde nie. So hemel en aarde sal vergaan, maar God nooit nie. Christus nooit nie. Vers 13, en aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek U vyande gemaak het, 'n voetbank van U voete. Is hulle nie almal dienende geeste nie? So wat is engele? Hulle is dienende geeste. Die Here sal sy engele opdrag gee aangaande jou, dat jy nie jou voet teen 'n klip moet stamp nie. Soos dienende geeste is al wat hulle is. So is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid beerwe nie. Ter wille van wie? Die wat die saligheid beerwe. Wie's dit? Ons, kinders van die Here. Hoofstuk 2. Nou, ons vorder goed. Is julle nog by? OK. Daarom moet ons des te meer ag gee. In die Engels sê, more earnestly heed. Ons moet des te meer, ons moet meer ernstig wees oor hierdie saak. Dis wat hy vir ons hier sê. Op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien weggedrywe nie. As ons nie bly ag gee nie, as ons nie in die teenwoordigheid van die Here bly nie, as ons nie sorg dat ons hom bly dien nie, dan is daar altyd die gevaar dat ons kan wegdrywe. So dis hoekom dit belangrik is, sorg dat jy die Here dien, in gees en in waarheid en in volheid, jou lewe uitverkoop is aan hom. Moet hom nie halfpad dien nie, dien hom met alles wat in jou is, sodat jy nie wegdrywe nie. Hebreërs 2:2, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, so in die Ou Testament was die woord baie keer deur engele gebring. Hy sê, want die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het. So wanneer hulle gesondig het, was daar regverdige vergeldiging gewees. Vers 2, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam? As jy hierdie saligheid wat deur Christus gekom het, verontagsaam, sal jy dit nie ontvlug nie. En jou veroordeling sal regverdig wees. Baie mense dink, hulle gaan die Here challenge as die dag as hulle voor hom staan. Ek het vir jou nuus, pappa. Nadat die eers deur die Here verkondig is, so waar hierdie saligheid was eers deur wie verkondig? Deur die Here, deur Jesus verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. So Jesus het self gekom, hy het die woord gegee, hierdie evangelie, dat hy die redder is, en almal wat saam met hom was, het dit bevestig. So dit was nie net deur engele gegee nie. Nou gaan hy verder in vers 4, hy sê, terwyl God ook nog saam getuig het, deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade. So toe Jesus op die aarde was, het hy bevestig wie hy was, nie net deur sy teaching nie, maar deur wonders en tekens en kragtige dade. So wat 'n verskoning het die Fariseërs gehad? Of die wat nie wou glo nie, of ons vandag. Want nou gaan hy verder. Hy sê, en bedeling van die Heilige Gees volgens sy wil. Ek en jy leef vandag in die bedeling van die Heilige Gees. Die woord sê die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Daarom sal geen mens onskuldig staan
voor hom nie, want die Heilige Gees praat met elke persoon op hierdie aarde. So as al hierdie goed waar is, wat se verskoning sal jy kan aanbied? Hy het self vir jou kom sterf. En hy het dit bevestig. Vers 5. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Hy praat van die nuwe hemel en die nuwe aarde, is nie onder hulle nie vir hulle nie. Vers 6. Maar iemand het erns getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? Is nie wonderlik nie, baie keer dan dink ons by onsself, Here, u is so goed en u is so groot vir my, how can I ever have, why did you even think of me? Dis wat hy sê, en dat haal hy aan uit Psalm 8 vers 5 en 6, hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. Wow! Die Here sê, hy kroon jou met eer en met heerlikheid. En jy dink ons, Here, hoekom? Want hy is lief vir jou, dis hoekom. Vers 7, terug in Hebreërs 2 vers 7 sê, u het hom weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon, en hom oor die werke van die hande aangestel. Vers 8, alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder, wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar, nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderworpe is nie. Wanneer Christus terugkom, en daai 1000-jarige vrederyk aanbreek, sal alles weer wees soos dit was voor die sondeval. En dan sal alles weer heeltemal onderworpe wees. Baie is klaar onderworpe. Waar is Satan se plek? Waar? Onder jou voete. Hebreërs 2 vers 9. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is vanweë die lyde van die dood met die heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. So sien dat Jesus het self aarde toe gekom, vlees geword, en hy het wat gedoen? Hy het die dood kom smaak, die dood wat ek en jy skuldig was. Omdat ons gesondig het, is ons die dood skuldig. En Jesus sê, maar ek sal kom, en daai dood wat jy moet sterf, sal ek vir jou kom sterf. Lord, you are so good. So sê hy, deur die genade van God vir elkeen, as jy jou vertroue in Jesus sit, he died for you. Vir elkeen die dood sou kon smaak. Sou 'n mens vir 'n ander mens kon sterf? Nee. Want ek moes my eie dood sterf, vir my sonde. En jy moes joune sterf. So die enigste manier was vir God self wat sondeloos was, om in my en jou plek sy lewe te kom neerlê, en die prys te kom betaal. Hebreërs 2:10, want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Hy sê dit het hom betaam om dit vir ons te kom doen. Dat hy baie kinders na hom toe sou bring, dat hy ons saligheid sou bewerk. Vers 11, want hy wat heilig maak. Wie maak heilig? Jesus, hy. Sowel as hulle wat geheilig word. Wie is dit? Ek en jy. Is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Jy sien, want Jesus het ten volle
mens geword. En hy het dit bewerk, heiligheid bewerk, en ons het heiligheid ontvang. En Jesus sê, ek skaam my nie om jou my broer te noem, of my suster te noem nie. How amazing is that? Hebreërs 2:12, want hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En dis ook 'n skrif wat uit Psalms uitkom. So Jesus sê, hy sal self die Vader se naam groot maak, te midde van die gemeente, en sy naam verkondig aan sy broers. Hebreërs 2:13, en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders van die vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op hom dieselfde manier deelagtig geword. Omdat ons vlees en bloed is, het hy vlees en bloed geword. Sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood het. Dit is die duiwel. So wat het hy gedoen? Hy het die dood vir my en vir jou kom oorwin. Dis hoekom die woord sê, dood, waar is jou angel? Ek en jy hoef geen vrees vir die dood te hê as Jesus ons verlosser is nie. Maar as Jesus nie 'n verlosser is, moet jy vrek bang wees. Want daar's 'n ewige lewe. Die vraag is, waar spandeer ek dit? Wanneer Jesus my verlosser is, what a day that will be when my Jesus I shall see. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. Oh, what a day that will be. Romeine 6:23 lees ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Jesus, ons God. Hebreërs 2:15. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Ons was onderworpe aan die slawerny van die vrees van die dood, maar nou het hy die dood kom oorwin. Kyk nou wat sê Romeine 6:14, hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Hoekom wil jy so graag teruggaan na die wet toe? Hy sê, julle is nie onder die wet nie, julle is onder die genade, en omdat julle onder die genade is, sal die sonde nie oor jou heers nie. Jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Hebreërs 2:16, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Hoekom bekommer hy hom nie oor die engele nie? Want hy het nie vir die engele gesterf nie. As 'n engel sonde doen, is hy vir ewig verlore. Dis kom 1/3 van die engele saam met Satan geval het. Maar hy het mens geword vir my en vir jou wat gesondig het. Wat 'n voorreg. Hy sê hy bekommer hom oor die geslag van Abraham. Kom ons gaan kyk wat sê Galasiërs 3:29. So wie is die geslag van Abraham? Galasiërs 3:29. En as julle aan Christus behoort, kan ek net gou sien wie hierso behoort aan Christus? Okay, prys hom. Daar's 'n paar van julle wat tot bekering toe gaan kom, maar okay, ek sal julle uitnooi vir 'n uitnodiging na die tyd. Okay, die wat aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. En volgens die belofte erfgename. So die Here het hom oor jou besorg. Hebreërs 2:17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word. So Jesus het aan alle opsigte mens geword. Sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees. Sien, hy was gesalf as hoëpriester. Hy is ons hoëpriester. Hy het die offer vir ons gebring. In die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het,
kan hy die help wat versoek word. Jesus het self versoeking gelei, maar het nooit gesondig nie. Maar hy kan ons help, want hy verstaan waardeur ek en jy gaan. Wat 'n wonderlike God dien ons nie. Amen. Soos iemand vir jou kom en sê, Jesus is nie God nie, wat gaan jy vir hom sê? Gaan lees Hebreërs 1, prys hom, lees. Halleluja, loof U naam. Loof U naam. Ek gaan nou vir almal wat online is, jy wat daar, waar jy ook al in die wêreld is, wil jy met nou jou vertroue in die Here sit vir dit wat jy nodig het. Thank you, Jesus. Ek voel in my hart as van julle wat uitroep na die Here toe vir jou man om tot redding te kom, kinders wat tot redding moet kom. Vader, ek bid nou in die naam van Jesus, Here, dat U deur die Heilige Gees elkeen van daardie mense sal besoek, Here, in die naam van Jesus. Vader, U wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, Here. Vader, ek bid dat U mense oor hulle pad sal stuur, wat met hulle die evangelie sal deel, Here. That will draw them, Lord, that will plant the seed, Vader. En dankie dat U deur die Gees, Here, hulle sal kom bedien nou in Jesus naam. Want U wil is dat niemand verlore moet gaan nie, maar dat elkeen tot redding moet kom, Here. En as jy vanmôre genesing nodig het, daar wie is, sit net jou hand op daardie plek waar jy genesing nodig het. Vader, in die naam van Jesus, bid ek dat jy nou elkeen sal aanraak wat genesing nodig het, Here. In Jesus naam. Vader, dankie dat die genesende krag nou deur elke liggaam sal vloei in Jesus naam. Yes, thank you God, thank you God, thank you God. Dankie Here, dat deur die wonde het daar vir elkeen genesing gekom, Here. U is 'n wonderwerkende krag, Here. U genees nog vandag, Here. Vader, dankie dat daar genesing is. Nou in Jesus naam, en dankie dat U elkeen sal aanraak, elke genees. Here, elkeen wat U vanmôre vertrou vir voorsiening, Here. Mense wat U vertrou vir 'n nuwe werk, Here. In die naam van Jesus spreek ek nou voorsiening uit vir hulle in Jesus naam. Vader, dankie dat U die een is wat voorsien. Father, thank you that we can look up to you and say, thank you, Lord, that you will come through for each one in Jesus' name. Ons eer U daarvoor, Here, ons loof U. Vader, wat elkeen wat homself nou in 'n storm bevind, Here. Vader, ek bid in die naam van Jesus dat die storm in elkeen se lewe sal stil word, Here. Father, that the faith will rise up within them, Here. Geloof sal rise up and that they will know, Father, dat U hulle voetstappe sal rig in die naam van Jesus, Here. Dat U die een sal wees wat die deure sal oopmaak, Here. U die een sal wees wat die storm sal stil maak in Jesus naam. Vader, in my hart, daar's mense wat verslaaf is aan pornografie, drugs, drank. En jy wil loskom daarvan. Sit jou vertroue vanmôre in die naam van Jesus. Vader, ek verbreek elke bondage in die naam van Jesus. Verbreek ek nou in Jesus naam. Vader, dankie dat daardie werke in hulle lewe gekanselleer word. Ons maak elke deur wat dit aanbetref toe, Here. Wil jy net voor die Here hierdie goed bely daar waar jy is nie. Net vir die Here sê, Here, ek bely dat ek afhanklik is van hierdie en hierdie dinge. Dat ek daarna kyk, dat ek dit doen, Here. Bely dit vanmôre voor die Here en dan kanselleer ons die wettige reg wat die vyand in jou lewe het nou in Jesus naam. Vader, dankie dat U elkeen nou sal vrymaak, Here, want U maak nog steeds vry. Ons eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Heilig is U naam. Groot is U naam, Here. Dankie, Jesus. Op die skerm gaan jy ons WhatsApp nommer sien as die Here vir jou iets groots gedoen het. Stuur vir ons jou getuienis. As jy 'n gebedsversoek het, stuur dit gerus vir ons deur. Bid ons saam met jou. Dankie, Jesus. Vader, ons dankie vir Jesus.
Ons dankie vir die Heilige Gees, Here. Ons dankie vir die vrede, Here. Ons dankie vir oorwinning, Here. Ons dankie dat ons gered kan wees, Here. Ons dankie dat ons 'n verhouding met U kan staan, Here. Ons dankie dat U die antwoorder van gebed is, Here. Ons dankie dat U een is wat ons vry maak, ons genees en ons heel maak, Here. Waar sal ons gaan sonder Jesus? Woord sê hy wat die seun het die lewe. Maar hy wat die seun nie het nie die lewe nie. As jy vanmôre online is en jy het nog nie jou saak met God reggemaak nie, wil jy nie jou saak vanmôre met hom regmaak en sê, Jesus, red my vanmôre. Ek wil my lewe vir U gee. Maak vanmôre jou saak met God reg. It is the best life you will ever have. Is when you experience the peace of Jesus in your life. And He loves you. And He wants to save you. Ask Him to save you. Thank you, God. Worthy is your name. Heilig is U naam.